Heilige Gees is in my. Die Heilige Gees is in my. Hy gee my krag vir elke dag. Hy's in my. Die Heilige Gees leer my. Die Heilige Gees leer my. Hy gee my krag vir elke dag. Hy's in my. Die Heilige Gees ondersteun my. Die Heilige Gees ondersteun my. Hy gee my krag vir elke dag. Hy's in my. Ek sal my verbly in die teenwoordigheid, want die Heilige Gees is in my. Ek sal my verbly in die teenwoordigheid, want die Heilige Gees is in my. Vertroos my. Die Heilige Gees vertroos my. Hy gee my krag vir elke dag. Hy's in my. Hy's in my. Hy's in my. Daar is 'n woord wat sedert 1994 baie gebruik is en bekend geword het, naamlik die woord amnestie. Amnestie volgens die verklarende woordeboek beteken kwytskelding van straf en vervolging. En daar was 'n hele storie wie almal daarvoor kon aansoek doen. As jy kon bewys dat jou misdade wat jy gepleeg het voor 1994 was eerder polities verwant as misdaad verwant, kon jy daarvoor aansoek doen en sou dit toegestaan word dat jy amnestie kry, dan sou die staat nie verder dink oor die misdade en sou hulle jou misdade vergeet. Dit sou wees soos wat president Mandela daardie tyd gesê het, wat verby is verby. En eintlik is dit 'n ou gedagte en nie iets nuuts nie. God is altyd eerste met alles. God vergeet ook met alle respek gesê. Wat vergeet God? Hebreërs 8 vers 12 sê, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. So wat vergeet God? Sondes en oortredinge. Hoekom vergeet God? Vergeet God omdat hy soos 'n mens is wat maar net vergeetachtig is en aan sekere dinge nie dink nie en per ongeluk vergeet?
Of weens ouderdom wat ons hoor, dat mense sê, man, ek is nou so oud, ek het nou al vergeet. Die Here word nie oud nie, sê die Bybel. Jesaja 40 vers 28 sê, weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. God is 'n ewige God. God kan nie oud word nie. Vergeet God dalk weens die tyd, omdat dit nou al so lank gelede is dat sekere dinge gebeur het. Vergeet God ons sondes as gevolg van die tydsomstandighede en die tydsverloop. Nee, broers en susters, want 1000 jaar is by die Here soos die dag van gister. Ons lees dit hier in 2 Petrus 3 vers 8. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. God is tydloos. God transcendeer tyd. God is groter as tyd. God staan buitekant tyd. Hoe dikwels kry ons dat mense pleeg misdade in ons land, vlug oor die grens, vlug na die buiteland en na 10 jaar kom hulle terug en dink, dis nou vergeet. Nee, hulle word gearresteer en daardie misdaad word ondersoek en hulle word regverdig gestraf. Misdade wat gepleeg is teen die mensdom in die Tweede Wêreldoorlog. Onlangs het ek weer gehoor dat een van hulle is in hegtenis geneem en hy's regverdiglik verhoor en gestraf vir sy misdade weens daardie tyd. Ons moet nie dink dat God vergeet omdat dinge lank gelede gebeur het en daarom word ons sondes deur die vingers gesien nie. Derdens vra ek, vergeet God omdat dit nie meer hier in my gedagtewêreld is nie, dit nie meer amper vir my bestaan nie, want ek dink nie meer daaraan nie, dit het so lank gelede ook gebeur, so dit bestaan nou nie meer vir my nie. Nee, geliefdes, by God staan dit steeds. Vergeet God omdat ek dit so goed kan wegsteek, dan wil ek daarop antwoord, die gat moet nog diep genoeg gegrawe word, waar God nie die sonde kan insien nie. Die deksel moet nog gemaak word wat dik genoeg is, dat God nie daar kan deurkyk om te sien die sondes wat onder die deksel weggesteek word nie. Die kleed wat dit probeer bedek, moet nog gemaak word, dat God dit nie kan sien nie. God sien en weet en hoor alles beter as ekstra. Sy ore is beter as die van 'n stetoskoop wat die dokter hier op my hart en my longe plaas om te luister wat hier binne plaasvind. Sy oë is beter as daardie kameraatjie wat ons moet sluk, wat hier in jou ingewande kyk. Hebreërs 4 vers 13 sê, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Maar God vergeet, omdat hy kies om te vergeet, kan ek dit weer sê, God vergeet omdat hy kies om te vergeet. Toe daar in die hemel 'n vergadering gehou is, in die onberekenbare verlede, en die drie-enige God by mekaar gekom het om te vergadering te hou oor die mens wat sou sondig, en Jesus Christus, die Seun van God, aangebied het om in die plek van daardie mens te sterwe, het God gekies om te vergeet. In Psalm 2 vers 7 is die eerste keer wat daar melding gemaak word van daardie besluit. Hoor wat sê die woord van die Here. Ek wil vertel van die besluit. Die Here, dis die verbondsgod, het aan my, dis die Seun van God, gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. En dit verwys na die besluit dat die Seun van God 'n vleeslike liggaam sou kry, waarmee hy op die kruishout van Golgotha sal kom lê, toelaat dat mensehande hom vasspyker, en daar sou hy sy bloed gee, sy bloed wat beteken sy lewe sou hy laat uittap
totdat hy sterwe in die plek van die mens wat gesondig het, en dit sou alle sonde potensieel uitdelg, sodat elkeen wat persoonlik kom en vra om vergifnis, dan sou die goddelike vergeetachtigheid in werking tree. Prys die wondernaam van ons koning, wat so heerlik is. Reeds in die Ou Testament was daar al sprake van die goddelike vergeetachtigheid, waar die bloed van bokke en stiere en lammers, 'n voorloper van die bloed van Jesus, sonde sou bedek vir 12 maande. En daarna moes dit weer van vooraf bedek word by die volgende groot versoeningsfees. Maar na die kruis van Jesus en die bloed van Jesus gestort het, dan is daar sondevergifnis beskikbaar, nie net vir 1 jaar nie, nie net vir 2 jaar nie, maar vir altyd en ewig. God maak nie met ons soos wat ek destyds in my ouerhuis ervaar het teenoor my ouer broer. As ek hom iewers kwaad aan gedoen het, dan wag hy totdat ek gerus geraak het, en dan sak hy op my toe en hy gryp my en hy sien my reg. God maak nie soos wat daar al wette herroep is deur die eeue. Daar was die Edik van Nantes waar die Europese lande godsdienstvryheid gekry het, maar in 1685 word dit weer herroep en moes die protestante vlug, en so het die Franse hugenote na Suid-Afrika gekom om te vlug vir hulle geloof. God maak ook nie soos wat die korrektiewe dienste doen, en mense word soms op parool, op sekere voorwaardes vrygelaat. Hulle moet kom aanmeld en diens doen ensovoorts. Die Here se vrylating, die Here se vryskelding, die Here se vergifnis, die Here se deurtrek van 'n streep deur ons sonde en dit doelbewus vergeet, is baie, baie wonderliker. Loof die naam van die Here, sodat God nooit weer daaraan dink nie. Hebreërs 8 vers 12 sê, aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. Prys die koning wat so wonderbaar is. Die Here is die enigste wat kan sê nooit weer. The Lord God is the only one that can say never again. Ons moet tog maar nie waag om te sê nooit weer nie, want so dikwels moet ek my woorde terugtrek. Trouwens, God kan dit nie weer daaraan dink nie, want 1 Johannes 1 vers 7 sê, dat die bloed van Jesus Christus, God se seun, reinig ons van alle sonde. Dit bestaan nie meer nie. So die Here kan nie daaraan dink nie, want dit bestaan nie meer nie. Jesaja 44 vers 22 sê die Here, ek delg jou oortredinge uit, soos 'n nevel, en jou sondes soos 'n wolk. Psalm 103 vers 12 sê, so ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Die ooste en die weste het nie 'n kans om by mekaar te kom nie. Job 14 vers 17, my oortredinge is verseël in 'n bondeltjie, en hy sluit my ongeregtighede weg. Prys die Here, hy sit dit in 'n trommel, en wat maak hy dan met daardie trommel? Micha 7 vers 19 sê, hy werp dit in die dieptes van die see, nooit weer iewers beskikbaar. Prys ons koning wat so wonderbaar is. Micha 7 vers 19 sê, dat God vertree ons ongeregtighede, wat beteken hy vertrap dit. Loof die naam van die Here vir al die beelde wat gebruik word om te wys dat ons sondes is verby. Wat verby is verby. Dit bestaan nie meer nie. Loof sy wonderlike naam. En nou bring dit ons by die tweede deel van die goddelike vergeetachtigheid. Nou moet ek en jy, omdat ons in Christus vergewe is, ook so teenoor ander handel en werk. Kom ons lees hierdie wonderteks in Lukas 17 vers 4, waar die woord van die Here sê, en as hy dus jou broeder 7 maal op 'n dag teen jou sondig,
en 7 maal op 'n dag na jou terugkom en sê ek het berou, moet jy hom vergewe. Nou die ideaal is, geliefdes, dat wanneer iemand teenoor my en jou oortree en ons doelbewus seer gemaak het en hy is bewus daarvan, na ons sal kom en kom vergifnis vra, dan is dit so maklik om hom vergifnis te gee en die volgende te doen waaroor ek nou gaan praat. Maar hoe nou gemaak wanneer mense nie na ons terugkeer en mense ons nie om vergifnis vra terwyl hulle weet hulle het ons kwaad aangedoen? Dan wil ek sê, geliefdes, ons moet hulle nog steeds vergewe en steeds probeer vryspreek. Kom ek sê, kry dit net agter jou. Moenie dat daar bitterheid in jou hart opkrop nie. Bitterheid verteer die dwaas. Bitterheid gaan jou vernietig. Kry dit agter jou. Spreek hulle vry. Hoe swaar ook al, dis die beste wat ek en jy daarmee kan doen. Kolossense 3 vers 13 sê, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander in klag het, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. Is so iets moontlik? Ek verwys na Josef in die Ou Testament in die Genesis verhaal. Josef het ook vergeet al die kwaad, al die onreg wat aan hom gedoen is deur sy broers, want hy noem sy eerste seun in Genesis 41 vers 51 Manasse, want hy het gesê, God het my al my moeite laat vergeet, en ook die hele huis van my vader. Later toe sy broers voor hom is en hulle benoud is dat Josef hulle kon vervolg, toe sê, want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. Die goddelike vergeetachtigheid in aksie in die hart van 'n mens. Paulus het ook vergeet al die kwaad wat mense hom aangedoen het. Filippense 3 vers 14, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, al die slegte dinge, al die seermaak dinge, al die woorde wat gespreek en gesê is teenoor hom, al die dade van vervolging. Hy sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na dit wat voor is en jaag na die prys om die doel te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Nou is die vraag, en ek en jy, wat maak ons met mense wat ons leed aangedoen het en tog op 'n manier kom vergifnis vra en jammer is daaroor, weier ons om hulle te vergewe, hou ons hulle maar eenkant, gee ons hulle koue skouer, is ons stug en kil en koud en afsydig, herinner ons hulle maar gedurig aan die dade wat hulle gedoen het in die ou dae. Lang gelede bel ek 'n ou moedertjie en sy sê, sy woon op dieselfde erf as haar kinders, hulle kom nie by haar nie, hulle hou iets teenoor haar, sy weet nie wat is dit nie, as hulle net vir haar wil sê, sy voel soos 'n gevangene, hulle wil haar nie vryspreek en vergewe nie, as sy net weet wat dit is, dan kan sy om vergifnis vra, maar hulle wil nie vir haar sê nie, hulle hou haar net so stug op een kant. Ek wil afsluit met hierdie gelykenis van Jesus in Matteus 18, waar Jesus vertel van die man wat 'n groot klomp skuld, onbetaalbaar teenoor die koning geskuld het. En dan op 'n dag word hy tot verantwoording geroep en moet hy daardie skuld vereffen en betaal. En omdat hy nie kon betaal nie, is daar bevel gegee dat alles van hom verkoop moes word. Dis in die dae van die slawe. Sy vrou, sy kinders sou so slawe verkoop word en die opbrengs daarvan sou dan moes vereffen vir die skuld wat hy skuldig was. Maar hy gaan na die koning en val voor die koning en smeek om genade en pleit by die koning en sê, o Heer, ek sal U alles terugbetaal. So op 'n manier sou hy terugwerk om daardie skuld te vereffen. En die koning kry hom jammer en die koning vergewe hom alles en skrywe alles af. Maar dan is dit so hartseer en so swaar en sleg om dit te glo.
dat die Bybel sê, hy was nog daar so in die deur, daar by die ingang, sien hy iemand wat om 'n geringe bedragie skuld, en hy trek daar los. Hy vergeet, hy het nou net hier gekniel by die koning. Hy vergeet, hy het nou net hier genade gevind in die oë van die koning, vryspraak gekry, en hy hardloop en hy gaan gryp daardie ou aan die keel, en hy sê, betaal my wat jy my skuld, en hierdie man val ook op sy knie, en hy pleit ook om vergifnis, en hy vra asseblief, genade, genade ook vir my. Hy vergeet hoe dat hy 'n paar minute van tevore om vergifnis gepleit het, en vir genade gepleit het, en genade ontvang het. En omdat daardie man nie kon betaal het nie, laat sit hy hom in die gevangenis. Nou wil ek vir u verder lees, presiese woorde hier in Matteus 18 vanaf vers 31. En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer, dis nou die koning, meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom, jou slegte dienskneg, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou mededienskneg ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? Ja, hy moes, maar hy het nie. En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy onskuldig was. En nou is hier 'n verskriklike laaste slotskrif van hierdie gedeelte, vers 35, Matteus 18. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte, let op die woordjie, van harte, na jou beste vermoë, om het uit jou hart, uit jou gees te kry, wanneer dit by jou opkom, te weier om weer daaraan te dink, sy oortredinge vergewe nie. Ek en jy kies vandag, na aanleiding van hierdie woord, om te vergewe en te vergeet, en amnestie te betoon, nie weer daaraan te dink, doelbewus daaraan te dink nie, wanneer dit by my opkom, agter my rug te sit, dit te doen soos daardie besluit wat in die hemel geneem is, volgens Psalm 2 vers 7, ek wil vertel van die besluit om vry te spreek. Ek en u wat by die kruis staan, is so goed soos ons staan in die deur van die koning, waar daardie man ook gestaan het. Dan kan ek nie vergeet wat het God in Christus aan my gedoen. En dan is dit so maklik om te vergewe, want my skuld was hemelhoog, en die persoon wat teenoor my iets gedoen het, is 'n ou klein ietsie teenoor wat God my vergewe het. Hoe kry ons dit reg, geliefdes? Ek en jy kies tot watter standaard? Soos God in Christus. Kom ons bid saam. Vader, ons dank u vir die groot vergifnis in u seun Christus Jesus. Dankie vir daardie raadsbesluit uit die hemel uit, dat Christus Jesus sou kom om vergifnis te bewerk. Almal wat dit aangeneem het, aan hulle ontvang vergifnis, vryspraak, die goddelike vergeetachtigheid kom in werking. U kies om nooit weer daaraan te dink nie. U kies om te vergeet. U delg ons oortredinge uit. Wat 'n evangelie, wat 'n wonderlike boodskap. In Christus, deur sy bloed, is my sondes gekanseleer, en dit kom nooit weer voor u nie. En Here, daarom bid ek dat u ons help, dat ons nie in die verlede leef nie, maar sal doen wat Paulus gesê het, ek vergeet die dinge, die slegte dinge, die lelike dinge, die sondige dinge wat agter is, en ek strek my uit na dit wat voor is, die hemel, en daarom wil ek die dinge bedink wat daar bo is, en nie wat op die aarde is nie. Ek dank u, Here, u is 'n wondergod, soos niemand anders nie. Amen. En jy, ou maat, daar een kan ver, wat sukkel met amnestie, en wat weet dat jou sonde skuld is jou nie vrygeskeld nie, en al daardie dinge staan teen jou.
Dien ons nie 'n wonderlike God nie? Is dit nie 'n wonderlike evangelie wat ons verkondig? Wil jy nie deel word nie? So maklik. Kom, gee, tree nader en ek help jou met 'n oorgawe gebed. Bid dan hierdie gebed in opregtheid met alles wat in jou is. Sal jy dit doen saam met my? Ek help jou met die woorde. Bid en sê: Hemelse Vader, ek kom na U as 'n sondaar met berge van sonde wat tussen my en U staan. Vergewe my al my oortredinge, alles wat ek verkeerd gedoen het deur die jare, alles wat ek verkeerd gesê het, alles wat ek verkeerd gedink het. O Here, delg dit uit deur die bloed van die kruis. Alles wat ek versuim het om te doen deur die jare, laat die bloed van Jesus dit nou kwytskeld, dit uitdelg. O, ek bid nou Here dat die goddelike vergeetachtigheid in werking sal tree teenoor my oortredinge en my sonde. Mag U ook nooit weer daaraan dink nie. Nou nooi ek die Here Jesus Christus, die Seun van God, om die koning van my lewe te word. Ek nooi hom om binne in my te kom woon deur die Heilige Gees. Maak my hart U woonkamer, o Jesus. Wees van hierdie dag af die koning van my lewe, die kaptein van my lewensskipie, die stuurman van my lewe, die loods van my geestelike vliegtuig. Ek gaan U volg, ek gaan U dien, ek wil U behaag met alles wat in my is. En dankie Here dat U my oortredinge nou uitgedelg het, en dankie dat U nooit weer daaraan gaan dink nie. Ek wil vorentoe leef soos Paulus sê, en die dinge vergeet wat agter is, en U navolg. Ek bid dit Vader in Jesus se naam, met groot danksegging. Amen. Dis die bloed wat my verlos het, dis die bloed wat my verlos het, dis die bloed wat my verlos het, toe ek so diep in die sonde was. Dis die bloed wat my verlos het, dis die bloed wat my verlos het, dis die bloed wat my verlos het, toe ek so diep in die sonde was. Ja, Here, U weet, my liewe was deur mekaar. Ja, Here, U weet, my liewe was deur mekaar. Ja, Here, U weet, my liewe was deur mekaar. Ek moes my bekeer om my liewe reg te maak. Ja, Here, U weet, my liewe was deur mekaar. Ja, Here, U weet, my liewe was deur mekaar. Ja, Here, U weet, my liewe was deur mekaar. Ek moes my bekeer om my liewe reg te maak. My lewe het verander daar op Golgotha. My lewe het verander daar op Golgotha. My lewe het verander daar op Golgotha. Golgotha, Golgotha. My lewe het verander daar op Golgotha. My lewe het verander daar op Golgotha. My lewe het verander daar op Golgotha. Golgotha, Golgotha. Hy maak my hele lewe nuut. Hy maak my hele lewe nuut. Hy maak my hele lewe nuut. Halleluja, Jesus maak my hele lewe nuut. Hy maak my hele lewe nuut. Hy maak my hele lewe nuut. Hy maak my hele lewe nuut. Halleluja.
verlos het. Dis die bloed wat my verlos het. Dis die bloed wat my verlos het. Toe ek so diep in die sonde was. Dis die bloed wat my verlos het. Dis die bloed wat my verlos het. Dis die bloed wat my verlos het. Toe ek so diep in die sonde was. Sy naam in ewigheid. Ons prys sy naam in ewigheid. Ons prys sy naam, ons prys sy naam.